Kyk nou na 'n bietjie meer van 'n gevorderde verhoudingssom en jy gaan hier 'n bietjie meer in graad 9 kry as in graad 8. Maar hierdie som is 'n woordsom en dit stel die volgende. Daar's 'n winkel wat twee soorte koeldrank verkoop. Hulle verkoop koeldrank A en koeldrank B. En die verhouding van die pryse van koeldrank A tot koeldrank B is 3 tot 4. So ek sien koeldrank B gaan bietjie duurder wees as koeldrank A, maar ek weet nie lekker hoeveel nie, ek weet nie wat die pryse is nie. Dan sê die woordsom verder, as ek na die winkel gaan en ek koop 5 van koeldrank A en 7 van koeldrank B, gaan my totale prys wat ek betaal wees R52,89. Glad nie 'n slegte prys vir 12 koeldranke. So, wat gaan my eerste stap wees? Wat gaan ek doen? Hoe los ek hierdie verhouding op om uit te werk wat is die prys van koeldrank A en koeldrank B. So om hierdie som te kan doen, gaan ek 10 teen 1 moet 'n onbekende inbring. Want ek weet nie 3 maal hoeveel en 4 maal hoeveel. Ek weet nie wat die prys is nie om vir my die totaal te gee nie. So ek gaan 'n onbekending inbring en ek gaan praat van die koste van my koeldrank A en B. So die afkorting vir dit gaan ek sommer gebruik as K. So as ek sê, okay, my koeldrank A kos 3 maal daai koste. Nee, dit is A. En my koeldrank B gaan wees 4 maal daai koste. Ek kry dit uit my verhouding 3 tot 4 en K is 'n onbekende wat ek ingebring het wat staan vir koste. Maar hoeveel van hierdie 3K, hoeveel van hierdie koeldrank A het ek gekoop? Ek het 5 van daai koeldranke gekoop. Plus, hoeveel van koeldrank B het ek gekoop? Ek het 7 van my koeldrank B's gekoop. So, nou het ek 5 maal 3K en 7 maal 4K. En die totale prys was R52,89. So, moenie laat die K's uit mekaar maak nie, dis iets wat jy 'n bietjie gaan moet oefen om 'n onbekende in te bring, wat vir my 'n bietjie van 'n konstante gaan wees, dat as ek uitwerk wat's 1K, kan ek die prys van albei my koeldranke uitwerk. Nou kom ons gaan verder. Nou moet jy 'n bietjie jou algebra ken. So as ek sê 5 maal 3K, gaan ek kry 15K plus 7 maal 4K gee vir my 28K is gelyk aan R52,89. 15K plus 28K, ek mag hulle saam plus, is dan nou vir my 43K, wat dieselfde prys is R52,89. So hoe kry ek vir K alleen? Ek deel albei kante met 43 en ek kry dat K gee vir my 'n totaal van R1,23. Maar dis nou nie die prys van enige van my koeldranke nie. So, hoe werk nou die prys uit van koeldrank A? Wel, ons het gesê koeldrank A kos 3 maal K rand. So, ek gaan hierso op die kantlyn vir my skryf vir koeldrank A betaal ek 3 maal K. Dit is 3 maal 1,23 en dit gaan vir my gee R3,69. Okay, dis 'n randwaarde, so jy kan dit daar inskryf. R3,69 vir 1 koeldrank A. B gaan ek dieselfde stappe voorvolg. So B kos 4 maal K. Dis 4 maal R1,23 en dit gaan my gee R4,80 plus 12 is 92. R4,92. Nou jy kan gaan toets of jy reg gewerk het deur te sê, wat is 5 maal R3,69 plus 7 maal R4,92? Kom jy by hierdie waarde uit van R52,89 en jy behoort, wat vir jou gaan sê, dat jy het reg gewerk en jy die prys van albei die koeldranke uitgewerk, deur jou eie onbekende in hierdie som in te bring. Nog 'n interessante verhoudingssom is 'n som soos die volgende, waar hulle sê, daar's 'n reghoek. En hierdie reghoek het 'n circumference, S of 'n omtrek van 280 meter. Maar hulle gee nie vir ons die lengte en die breedte van hierdie reghoek nie. Al wat hulle vir ons sê is
die lengte tot die breedte se verhouding is 5 tot 2. Okay, maar jy weet nou, hoe het hulle gemaak om hierdie omtrek, hierdie circumference, hoe het hulle gemaak om dit uit te werk? Die formule vir die omtrek van 'n reghoek is 2 maal die lengte plus 2 maal die breedte, of as ek dit algebraies wil vereenvoudig, gaan ek sê 2 maal lengte plus breedte in hakkies. Kan ek uitwerk wat is 1 lengte plus 1 breedte? Wel, dood eenvoudig, as 2 lengtes plus 2 breedtes my 280 gaan gee, gaan ek albei kante gedeel deur 2, en ek gaan kry wel 1 lengte plus 1 breedte moet dan 140 meter vir my gee. Maar ek is nog nie nader om uit te figure hoe lank is my lengte en hoe lank is my breedte nie. Dit lyk nie so nie. Wel, as ek die som onthou met die bokke en die skape, onthou ek nou, ek het 'n totale waarde vir die lengte plus die breedte, en ek het 'n verhouding van die lengte tot die breedte. Ons kan dalk hierdie verhouding gebruik en sê, hoeveel dele is daar altesaam? As 5 dele vir die lengte en 2 dele vir die breedte, daar is altesaam 7 dele. Wat doen ek met daai 7 dele? Ek gebruik dit en ek vat hierdie totaal en deel dit deur my 7 dele. So ek gaan sê 140 gedeel deur 7 gee vir my 20 meter. Dis hoe lank een deeltjie is. Maar hoeveel dele is my lengte? My lengte is 5 van daai dele. Dit wil sê my lengte is gelyk aan 5 maal 'n enkele deel. En dit gaan wees 100 meter. En my breedte is 2 maal 'n enkele deel. En dit gee vir my 40 meter. So as ek nou hierdie afmetings vat en ek werk die omtrek van so 'n reghoek uit, sal ek sien my omtrek gaan wees 2 maal my lengte wat 200 is, plus 2 maal my breedte wat 80 is. So ek sien ek het reg gewerk, my antwoord klop. Kom ons doen nog een laaste voorbeeld vir verhoudings. En dit is hierdie voorbeeld waar hulle sê ek het 'n TV-skerm of 'n rekenaarskerm en van die een hoek tot by die ander hoek, sy diagonale deursnee gaan wees 25 cm. Hulle sê wel nie vir my hoe lank is my breedte en hoe lank is my lengte nie, maar hulle sê vir my die verhouding van my lengte tot my breedte is 4 tot 3. Ek moet nou dit gebruik met wat hulle vir my gegee het om uit te werk hoe lank is die lengte, hoe lank is die breedte. Wel, jy kan sien ek gaan heel moontlik in hierdie situasie te doen kry met Pythagoras, want ek het 'n skynsy en ek soek my 2 regop sye. Maar dis nie al nie, ek gaan 10 nodig hê om dalk 'n onbekende in te bring, soos 'n K, soos die koste by die koeldranksom. Kom ons kyk hoekom ek so sê. Want as ek sê, okay, so wat die K se doel in hierdie situasie gaan wees, is die K gaan die grootte wees van 1 deeltjie. So jy sal onthou met al my verhoudingssomme werk ek altyd uit hoeveel dele is daar. Ek vat my totale grootte en ek deel dit deur die hoeveelheid dele om uit te werk. Hoe groot is 1 deeltjie? In hierdie geval weet ek nie hoe groot dit gaan wees nie, so ek maak dit K. Nou kan ek sê, wel, L, my lengte gaan wees 4K en my breedte gaan wees 3 maal K. 4 maal 1 deeltjie is my lengte en 3 maal 1 deeltjie is my breedte. Kan ek nou hierdie afstand van my lengte gebruik en hierdie afstand van my breedte en die diagonale afstand wat hulle my gee om uit te werk hoe groot is K. Ek kan Pythagoras gebruik deur te sê my diagonale, my skynsy se vierkant, se kwadraat, 25 kwadraat moet gelyk wees aan my lengte se kwadraat plus my breedte se kwadraat. Dis wat Pythagoras sê. C kwadraat is gelyk aan A kwadraat plus B kwadraat. So 25 kwadraat gee vir my 625. 4K kwadraat gee vir my 16K tot die mag 2 en 3K gekwadreer gaan my gee 9K tot die mag 2.
Ek kan aan hierdie kant kan ek my k-kwadrate optel, want albei besit 'n k-kwadraat, so dit gaan wees 25 k-kwadraat is gelyk aan 625. Nou kan ek dwarsdeur deel met my 25 om k-kwadraat alleen te kry. En k-kwadraat gaan vir my gee 406 is 24 plus 1 25. As ek nou vir k wil kry, gaan ek albei kante se vierkantswortel uitwerk en k gaan vir my gee 5. Die grootte van een deeltjie is 5 cm. Kan ek dit nou gebruik om my lengte en my breedte uit te werk? Ek kan, so ek gaan sê, wel my lengte het ek gesê is 4 deeltjies. So dis 4 maal k is vir my lengte. En k het ons uitgewerk as 5 cm. My lengte is 20 cm. My breedte het ons sê is 3k, 3 deeltjies. So 3 maal 5 gee vir my 15 cm. Hierdie TV is 20 cm lank en 15 cm hoog.